Ons begin vandag met 'n nuwe reeks oor 5 boodskappe wat handel oor gebed en om te ontvang. En daar's al baie hieroor gesê en baie boeke hieroor geskrywe, maar ek dink wanneer 'n mens eerlik met jouself wil wees, dan is jou gebedslewe maar 'n lewe van, soos wat hulle maar sê, mog getroffe. Jy gee 'n klomp versoeke en uitroepe wat jy tot die Here rig, maar dat daar nie regtige verwagting is, dat jy alles wat jy voorbid sal ontvang nie, omdat die Bybel self sê, dat 'n mens moet reg bid, om te kan ontvang. En baie keer is gebed dan 'n klomp versoeke, wat jy opstapel om voor die Here se voete te lê, wat alles handel oor wat ek nodig het en wat ek vir myself wil toeëien. Nou 'n klompie jare gelede het Bruce Wilkinson 'n boek geskryf oor die Jabes gebed. En dit het Suid-Afrika en ek dink die wêreld met 'n storm geslaan en almal het daaroor gepreek. Almal het daaroor boeke geskryf, studiestukke, Bybelstudies wat daaroor geskryf is, en ek self het daaroor gepreek en self het 'n mens jou lewe en jou gebedslewe probeer inrig. En ek wonder, as ek nou maar na my eie lewe kyk, hoeveel daarvan nog blywend is. Want hierdie gebed spreek jou aan om, soos wat die Bybel sê, werklik binne die wil van God te kan bid. Nou, om te bid is om jou versoeke en jou behoeftes met 'n hoër hand te deel en om uit te roep en jou begeertes wat hier in jou hart is, om dit verbaal bekend te maak. Nou, om te bid is 'n baie belangrike deel van die geestelike lewe, en hulle sê dat dit eintlik maar die tipe van die asemhaling is. Dis waarom dit so moeilik is om werklik dinge deur te bid, of om op 'n plek te kom waar jy werklik bid. En wanneer jy bid, jy gewoonlik die aanval van die bose beleef, dat jou gedagtes dwaal en dat jy allerhande dinge onthou. Ek dink Louis Malherbe het altyd gesê dat as hy stilte tyd hou en bid, dan het hy 'n lysietjie wat hy gebruik om konstruktief te bid, maar hy het ook 'n lysietjie wat hy noem dit waarin die duiwel hom gaan herinner wat hy nog moet doen. En dan skryf hy dit neer en dan is dit sy kop, en dan hoef hy nie meer bekommerd te wees, want dit wat hy nou nog moet doen is dan nou neergeskryf en hy is nie meer bang dat hy daarvan sou vergeet nie. So ons wil in die volgende 5 dae of 5 kere met jou praat oor die Jabes gebed en die 4 dele waarin die gebed opgedeel is, en dan die 5de deel wat handel oor God se reaksie of God se ingryping op hierdie gebed. En ons lees hierdie gebed dan in 1 Kronieke hoofstuk 4, net 2 versies, hoofstuk 4 vers 9 en 10, en wil ons dan hierdie 2 versies gebruik om by die volgende paar geleenthede met jou daaroor te deel. Ek nooi jou dan om die woord van die Here saam met my oop te maak, en ons blaai na 'n boek wat ook nie baie gelees word nie, omdat die Kroniekeboek maar 'n klomp geslagsregisters en handel oor geskiedenis en dinge wat nie altyd so maklik is om te lees nie, en 'n mens dit nie gretig lees en jy baie maklik daarby verby sou skuiwe, omdat dit nie jou aandag prikkel nie. Maar die skrywer van die Kroniekeboek hanteer 'n baie belangrike deel van die geslagsregister van Juda, die seun van Jakob, en dan onderbreek hy 2 versies en hy praat van 'n man met die naam Jabes. Nou kom ons lees 1 Kronieke 4 vers 9 en 10. En Jabes was meer geëerd as sy broers. Sy moeder het hom Jabes genoem en gesê,
ek het met smart gebaar. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie. En God het laat kom wat hy begeer het. 'n baie indrukwekkende preek en of 'n gebed dan, en dan 'n reaksie. God het laat kom wat Jabes begeer het. Wil ons dan vanmôre begin om te praat oor die eerste versoek wat Jabes dan aan die Here voorhou, en sy versoek handel oor seën. As hy sê, stort u seën oor my uit. Nou die hoofstuk 1 Kronieke 4 hanteer die nakomelinge van Juda, soos ons nou reeds genoem het, en dan die eerste 8 verse noem 7 geslagte vanaf Juda, die seun van Jakob, een van die 12 seuns. Dan word die geslagsregister onderbreek met verse 9 en 10, en melding word gemaak van 'n man met die naam van Jabes. Nou dis die enigste plek in die Bybel wat ons sy naam sien, en dan word daar vlugtig oor hom iets gesê, net oor 'n gebed. En dan gaan die geslagsregister bloot aan asof Jabes nie bestaan het nie. Dit gaan net aan en die geslagsregister gaan voort. Maar die onderbreking is so indrukwekkend, en dit praat nie van Jabes se suksesse en al wat wie Jabes was en wat hy gedoen het en waarvoor hy bekend was, eintlik 'n onbekende man, maar dit praat van sy oproep en sy aanroep na God toe. Daar word unieke opmerkings van Jabes gemaak ten opsigte van sy status in sy familie, van sy naam en sy geboortedag, maar ook 'n unieke gebedsversoek met 'n goddelike ingryping. En ons gaan vinnig net na Jabes se plek in die familie kyk. In vers 9a lees ons van Jabes se familiestatus. En ons lees dat Jabes meer geëerd was as sy broers. Jabes het in 'n baie belangrike plek vervul tussen sy broers. Ons weet nie hoeveel nie, maar ons lees net dat Jabes was meer geëerd as sy broers. Miskien as gevolg van hierdie leefwyse wat hy homself dan laat uitstaan het. Maar in vers 9b lees ons iets van Jabes se naamgewing. En ons lees dan sy moeder het hom Jabes genoem. So sy naam was aan hom gegee deur sy moeder, soos wat elke ander naam van 'n baba ook deur die moeder of deur die ouers gegee word. Maar 'n naam in daardie tyd het baie meer waarde gehad en meer van die persoon se karakter gepraat as bloot net iets wat hom sou uitken tussen sy familielede. In vers 9c lees ons van Jabes se moeder se geboorteervaring. En sy noem hom Jabes en sê, ek het hom met smart gebaar. Met ander woorde, Jabes se moeder het miskien 'n baie moeilike geboortetyd gehad. Jabes se geboorte het dalk so uitgestaan en soveel gevolge en nagevolge gehad, dat sy naam beteken het, ek het hom met smart gebaar. Hy was my seun wat vir my 'n moeilike tyd gegee het, dat ek deur 'n swaar tyd was, en daarom noem Jabes se moeder hom Jabes. In vers 10 lees ons van Jabes se gebedsversoek, en ons lees dan dat Jabes
het die God van Israel aangeroep. Ons sien glad nie dat dit wat Jabes se moeder van hom gesê het, of die posisie wat hy tussen sy broers ingeneem het, enigsins Jabes se leefwyse verander het nie. Ons leer eerder dat Jabes het die God van Israel aangeroep. Hy het met die regte persoon gepraat. En dan in vers 10b sien ons Jabes se gebedsverhoring, waar ons lees dat God het laat kom wat hy begeer het. Jabes het so gebid, dat dit God se aandag getrek het, en dat God sy gebed verhoor het. Nou, ons wil hierdie gebed indeel in 5 dele, en uitkom by 'n belangrike aspek van gebed, die 4 dele van die gebed, en dan die 5de deel, die gebedsverhoring. Kom ons kyk dan na hierdie eerste versoek van Jabes, dat u seën oor my sal uitstort. En dan wil ons kyk na die definisie van die woord seën. Seën kan gedefinieer word as God se voorneme en begeerte om vir die mensdom goed te wees. En seën is, en die voorneme om vir die mensdom goed te wees, is die sentrale fokus van God se verbondsverhouding. Wanneer hy met die mens in verbond tree, jy kan maar kyk oral waar God in verbond getree het met mense, dat dit die fokus was om hierdie mens te seën en hom te gebruik vir 'n baie belangrike doel. God het vir Abraham gesê dat hy vir hom 'n seën sal wees, en dat hy Abraham tot 'n seën vir die hele wêreld sal maak. In Genesis hoofstuk 12 lees ons van hierdie gesindheid van God, of hierdie voorneme om vir die mensdom goed te wees. En dan roep hy vir Abraham uit Ur van die Galdeërs, en hy sê vir hom, Abraham, los jou familie en jou huis waarin jy woon, en gaan na 'n plek toe wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n seën maak, en jy sal tot seën wees vir ander mense. Seën se diepste doel is guns toegestaan, sodat die ontvanger dit kan deel met ander. As jy seën raak sien of wil definieer, as dat God jou voortrek, of God vir jou beter dinge gee en doen as vir ander, en die fokus gaan oor die ontvanger, dan is dit nie seën van God nie. Seën se diepste doel is dat guns wat toegestaan is, dit die ontvanger die moontlikheid gee om dit te kan deel met ander. Op ander woorde, dit wat jy ontvang, moet uitgedeel word. En dis wat Jabes se eerste versoek in wese is, as ons dit nou vinnig nou in een sin kan saamvat. As hy sê, stort u seën vir my uit, het Jabes gesê, gebruik my, sodat ek iets kan wees en doen vir ander. Hieruit sien ons 2 afsonderlike idees, wat dadelik na vore kom. In die eerste plek, 'n openbare verklaring van die begunstigde se status by God. Soos Abraham en soos ook by Jabes, is dit van 'n verklaring vanuit God se hart, dat hy hierdie persoon vir 'n baie spesifieke opdrag roep, en 'n verklaring of 'n uitspraak van God, wat hy hierdie persoon se status verander. Tweedens, het seën gee vir ons krag om voorspoedig
en suksesvol te wees. Dalk is krag nie die regte woord nie. Dalk 'n seën word vir ons die geleentheid gegee om voorspoedig en suksesvol te wees, maar in die mate wat ons die voorspoed van God met ander deel. Beide hierdie, die verklaring van God as van die begunstigde status en die vermoë dat hierdie persoon suksesvol en voorspoedig is riglyne en motivering dat jy jou lewenskoers binne die seën van God sal volg. Dat jy nie die seën van die Here kan kry en dit buite die riglyne van sy plan met jou leef nie en dit 'n ander motivering het, so byvoorbeeld, seën my dat ek 'n beter naam kan hê. Dan kan die Here so 'n gebed nie verhoor nie. As ons verder kyk na die betekenis van die woord seën, dan sien ons dat seën 'n belangrike term is en wat verwant is aan die betekenis om te kniel. Met ander woorde, om op jou knieë te buig om iets te kan ontvang. Die mense van die ou tyd het gekniel wanneer hulle seën ontvang as 'n gesindheid van verootmoediging. Dat dit wat ek ontvang aan my gegee word uit guns waarvoor ek nie gewerk het en wat ek nie verdien nie. Maar dat God sy oorvloed oor my uitstort, bloot omdat God goed is en dit aan my toevertrou. Seën is 'n gawe en dit word nie verdien en ons kan nooit daarvoor werk. Dis dieselfde as met jou wedergeboorte. Jy staan en ontvang iets van God wanneer hy 'n openbare verklaring maak dat hy jou status verander en dat hy vir jou die vermoë gee om met dit wat hy aan jou toevertrou, hierdie nuwe lewe, om dit met ander te deel. In die Ou Testament was seën 'n drievoudige belewenis wat gekoppel is aan die Hebreëse woord shalom. En dit het beteken dat dit met die persoon nas liggaam en siel en gees mee goed sal gaan en dat so 'n persoon reg met God en voor God sal wandel. Met ander woorde, seën was nie net tydelik nie, maar dit het jou liggaam, jou gesondheid, jou menswees en jou verhouding met God in gedagte gehad. So met ander woorde, wanneer ons lees van seën in die Ou Testament, dan was dit 'n drievoudige belewenis en Jesus lê baie klem daarop in die Nuwe Testament as hy sê dat jy die Here jou God moet dien met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dat jy daardie shalom van reg wees met God in elke deel van jou lewe sal ervaar. In die Nuwe Testament het die klem so bietjie verskuif na materiële voordeel. En dis waarom ons versigtig moet wees om seën materieel nie los te maak van die plan en die wil van God ook in jou lewe nie. Dat die Here jou nie kan tydelik seën of materieel seën as jou lewe ook nie saam met hom en met hom in pas is nie. Jesus sien seën in die vorm dat ten spyte van teëspoed en ellende, God se redding sal uitloop, of God se voorsiening dan, sal uitloop op die regte verhouding met hom,
binne daardie koninkryksbelewenis, waar hy alles onderwerp en waaroor hy oor alles regeer. En dis grootendeels die evangelie van die koninkryk, is dat daar vanuit 'n verhouding oorvloed en guns sal wees. Nou kom ons kyk vervolgens hoe God seën definieer. Om geseën te wees gaan nie oor om 'n duur voertuig, 'n luukse huis, 'n suksesvolle beroep of selfs 'n gelukkige huwelik te hê nie. Om geseën te wees gaan nie oor wat jy het nie, maar wat jy ontvang, juis miskien hierdie dinge, maar dat dit gebruik word sodat ander daaruit seën kan beleef. Om geseën te wees is eintlik die eerste keer wanneer Jesus Christus jou naam in die boek van die lewe skryf. Dis die eerste seën en die grootste en die belangrikste seën wat God oor 'n mens kan uitstort, is die genade tot redding. Wanneer jou naam in die boek van die lewe geskryf is en God vir jou sê, ek noem jou my kind. Nie op grond van wat jy gedoen het, maar op grond van dat ek in jou plek gesterf het en jy dit glo en aanneem as die enigste manier om met my in die regte verhouding te kom. Om dus ryklik te seën is om nie vanuit God se oorvloed te ontvang nie, maar eerder soos wat die Nuwe Testament noem, na die rykdom van sy genade. Dit is interessant dat, en ons gaan by 'n geleentheid meer hieroor sê, is dat Jabes nie net sê seën my nie, maar hy sê stort u oorvloed, stort u seën oor my uit. Hier ontvang die bidder die volheid van God se totaliteit, en net 'n deel daarvan. As ek sê, om ryklik te seën is nie vanuit sy oorvloed nie, maar na aanleiding, na die rykdom van sy genade. Ons vang God se oorvloed in sy totaliteit. Ons kry nie 'n deeltjie daarvan. Ek lees hiervan in Efesiërs 1 vers 7, as die skrywer praat oor wat Jesus as drie-enige God, die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid, in sy oorvloed en sy genade vir die mens inhou. As hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, nie uit die rykdom van sy genade nie, maar na die rykdom van sy genade. Want vers 8 en 9 promoveer en beklemtoon dit. Hy sê, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het. Dis nie om van God se genade te kry nie, dis om God se genade in sy totaliteit te kan ontvang. En dit is God se definisie van hoe hy seën wanneer hy seën. Nou wat was dan, as ons nou na dit alles gekyk het, wat was dan Jabes se versoek? Hy sê dus, gee my wat u vir my in gedagte het, en nie wat ek vra of wat ek begeer nie. Hy sê ook, neem my na waar u my wil hê, en nie waar ek dink ek wil of behoort te wees nie. Sien u die gesindheid van die eerste versoek? Dat ek sal ontvang
wat u vir my in gedagte het, nie stel voorwaardes dat u vir my sal seën met dit en dat en dit, en dat ek sal oorvloedig wees, en dat ek 'n gesogte naam sal hê, en 'n gerespekteerde man sal wees nie. Ook nie dat ek sal gaan en bereik dit wat ek wil hê en daar waar ek wil wees nie, maar daar waar u my heen wil vat. Bybellesers misvertolk en misverstaan die baie bekende Jeremia 29 vers 11 en sien dit dat God net die beste vir die mens in gedagte het. En quoteer hulle hierdie versie, alhoewel God die beste vir die mens in gedagte het, maar quoteer hulle hierdie versie buite sy verband en buite sy konteks en sê dat God net goed vir jou in gedagte het, maar dat jy kan eintlik, maak nie saak waar jy is nie. Dat God net goed vir jou in gedagte het en dat dit nie bepalend is waar jy is en wat jy op hierdie stadium beleef en hoe jy leef nie. Ek wil graag vir jou lees. Ek wil jou vinnig die agtergrond gee. Jeremia praat in 'n tyd dat die suidelike ryk in ballingskap weggevoer is. En dis die konteks van Jeremia 29. Dat die Here vir die volk sê dat my gedagtes wat ek aangaande julle koester, is gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Want hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Maar waar bevind die volk hulle nou? Hulle bevind hulle in ballingskap. En die Here sê vir die volk, dit was nie my plan. Dis nie wat ek wou gehad het. Toe ek julle geroep het, toe ek my seën oor julle uitgestort het en julle my geliefde volk gemaak het. Maar julle het gekies en julle sonde en julle tekortkominge en julle verbreeking van my wette en my verbond het gemaak dat julle is waar julle is. Maar my gedagtes is gedagtes van 'n hoopvolle toekoms. Want vers 12 sê dat wanneer julle in hierdie situasie is en verstaan dat ek julle daarna toe gestuur het om julle na my toe te trek, sê vers 12, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Vers 12 is eintlik die spulpunt dat julle sal alleen kan terugkeer na my verbondsverhouding en my seën en my oorvloed, terug kan keer na die beloftes wat ek vir julle gegee het, as julle besef dat julle verkeerd is. Dan sal julle aanroep en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en my vind, hoor nou vers 13, as julle na my vra met julle hele hart. Jy sal moet teruggaan, soos wat Jabes dan gevra het in ons eerste 2 punte. Vat my na waar u my wil hê en gee vir my wat u vir my begeer en nie waar ek wil wees of wat ek begeer nie. Dan sê vers 14, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en julle al die plekke waarin ek julle verdryf het, sal ek julle gaan haal en neem, spreek die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Die ballingskap is die bepalende wil van God vir die volk om hulle terug te bring. En is vers 11 nie net dat God vir jou goed in gedagte het. Maar ek wou nie, sê die Here, julle hê waar julle is nie. Ek het julle nie gebring na hierdie plek omdat ek julle hier wou hê nie. Ek het julle hiernatoe gebring omdat dit die enigste plek is waar julle my kan begin soek met julle hele hart, dat ek julle kan antwoord
en julle terugbring. Augustinus het gesê, God is gretiger om sy seëninge oor ons uit te stort, as wat ons is om dit te ontvang. God se seën is dat God gretiger is om vir ons te gee, eerder as wat ons begeerig is om dit wat God vir ons gee te ontvang. Die Bybel openbaar God as 'n goeie God, wat sy skepping beskerm en onderhou, maar ook regverdig, wat gehoorsaamheid beloon en sonde straf. Seun se uiteindelike doel is dan om terug te kyk na God en hom te vereer vir wat hy gedoen het. Die doel van seën en oorvloed is dat die mens God kan raak sien en hom vereer en hom aanbid vir sy goeie en vir sy getroue hand. Johannes skryf in Johannes 3 vers 30 dat die genade of die seën van God tot die mens kom soos golwe wat onophoudelik op die strand uitsprei. Hy sê genade op genade. Daar is nie een oomblik dat dit nie daar sal wees en dat God nie getrou sal bly aan sy natuur nie. Soos wat die branders onophoudelik op die see uitspoel, so is daar geen oomblik dat God se getrouheid sal taan of sal wegraak. Ons lees in Psalm 103 vers 2 en vers 8 die volgende. Hy sê, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Vers 8, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Psalm 106 vers 1 en 2, hy sê, halleluja, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wie kan die magtige dade van die Here uitspreek, al sy roem verkondig? Psalm 34 vers 2, 3 en 4 en 5. Ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. God se seën laat my terugkyk om hom te eer vir wie hy is en wat hy doen. Psalm 16 vers 5 en 6. Die Here is die deel van my erfdeel en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek dink ons moet hier net so 'n bietjie na 'n ander gedagte kyk oor seën in die Ou Testament ten opsigte van eersgeborenes. Die eerste en die oudste kind. In Deuteronomium 21 vers 17 lees ek dat, maar hy moet die eersgeborene, die seun van die nie geliefde vrou, erken deur aan hom 'n dubbele deel te gee van alles wat hy besit, want hy is die eersteling van sy krag, die eerste geboorte reg is syne. Die oudste seun sou die rol van die pa as hoof van die familie en as broodwinner moes oorneem. En daarom is aan hom 'n dubbele deel van die erfenis of die erflating of dan die seën van die vader gegee. Omdat hy as die familiehoof en as die broodwinner vir die ander sou moes sorg. Hy het meer gekry omdat hy vir die ander moes sorg. Hy het nie meer gekry
omdat hy uitgekies en die wit broodjie is nie, maar hy het meer gekry omdat sy verantwoordelikheid meer gemaak is. En daarom net so met seën uit die hand van God, dat sy kinders sy eersgeboortene is, en dat ons die verantwoordelikheid het, om met hierdie oorvloed wat ons het, iets te kan wees en ander te kan dien. Dit was teen hierdie agtergrond, dat Jabes vir die Here gevra het, om hom te seën. En die doel was, ek wil 'n groter seën vir ander wees. Hy wou meer vir ander mense doen. Nou wat is jou gesindheid in die volgende plek, as jy vir seën bid? 2 Korintiërs 9 vers 6 en verder lees ek, hy sê, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Vers 7, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En nou vers 8, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Jou gesindheid moet wees om met oorvloed te saai, sodat jy met oorvloed kan maai. God kan nie jou gebed verhoor, indien jy meer wil hê, en dit vir jouself wil gebruik nie. Ons gaan afsluit, ons gaan kyk na die versoek van Jabes in die praktyk. Wat beteken dit as Jabes bid, stort u seën oor my uit? Hy sê, Here, sou u my werklik seën? Here, sou u hierdie gebed in die gesindheid van my hart ken en hoor, en sou u werklik u oorvloed oor my uitstort? Sou u die hemele oopmaak en ryke seën oor my lewe uitstort? Sou u nader kom en sou u dit wat ek vra gee vir dit wat u in gedagte het, en soos 'n donderwolk die hemel oopskeer en ryklike reën oor die aarde uitstort, sou u dit doen? As ek my tiendes en my gawes vir u bring, sal u die vensters van die hemel vir my oopmaak? Nie dat ek seën sal kry om wat ek gegee het nie, maar dat ek tot seën vir ander kan wees. Sal u 'n seën uitstort wat so groot is, dat ek nie genoeg plek sal hê om dit alles te kan neem nie? Met ander woorde, dat ek my skure so vol sal wees, dat ek nie plek sal hê om alles vir myself te hou nie, maar dat ek noodgedwonge die oorvloed sal kanaliseer na ander. As u my seën, dan bid ek, Vader, ek vra dat u my ook geestelik sal seën. Ek loof u, die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, vir die manier waarop u ons in hemelse seën met elke geestelike seëning in Christus geseën het. Dat dit nie net 'n seën sal wees wat ek ander mense se tydelike nood sal vervul nie, maar dat ek die geestelike seën, die
water van die lewe sal ontvang, om dit vir dorstige mens te gee, wat sonder hoop en sonder God deur hierdie wêreld gaan. Ek vra dus, dat U my sal seën met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, met vreugde wat oorloop, met wysheid om U weë te sien en te verstaan, met U liefde vir diegene rondom my, met onderskeidingsvermoë as ek besluite neem, en met genade vir onverwagte draaie wat in my lewe voorlê. Ek vra ook om my finansiëel te seën, terwyl ek werk, begroot, spaar, my tiendes gee en leef. Sou U my wys maak met die manier hoe ek ook met my finansiële voordele werk. U beloof om alles te voorsien wat ek nodig het vir my lewe en godsvrug, en daarom is ek onbesorg oor my tydelike dinge en kan ek dit wat ek het met ander deel. Sal U genadiglik voorsien in elke ware behoefte van my lewe. En ek gebruik die woord ware behoefte, omdat ek so maklik behoeftes kan opper wat gaan oor my kortsigtigheid. Dat ek sal gaan en ontvang dit wat U vir my in gedagte het. En sou U my vandag seën met krag en voorspoed, dat ek sal weet dat ek U nodig het, en dat U my nodig het om my te gebruik vir ander. Sonder U, as ek nie seën van U ontvang nie, is ek 'n gemors. Maar saam met U kan ek alles doen. Ek vra dus dat U myself, my onderskryf, my bemagtig, my bemoedig en my vestig. Seën asseblief die werk van my hande vandag. Ek maak 'n gevolgtrek. Nou verstaan ons Jabes se versoek om seën so bietjie beter. As Jabes vir die Here gevra het om ryker en meer voorspoedig as ander mense te maak, net omdat hy gedink het hy het dit verdien, sou die Here nie sy gebed verhoor het nie. Jabes het 4 dinge gevra wat God graag vir hom wou gee. En daarom is die rede vir Jabes se behoefte aan seën, dat hy vir ander mense meer kon beteken. Ons gaan hier afsluit met die eerste versoek, wat handel oor stort U oorvloed oor my uit. En ek hoop dat die Here ook hierdie woord aan jou hart seën en dit ook deel maak van jou lewe.